As daar iets is wat ek baie seker is van, is dat die Here is vanmôre bly sy kinders is in die huis van my. Dis 'n paar wat dit nie glo nie. Kan ek dit herhaal? Ek sê as daar iets is waaroor ek verseker is, die Here is bly, is dit dat sy kinders vanmôre in die huis van die Here is. Amen. Dis die Here. Ons is bevoorreg om saam met U te kan wees, saam met U te kan geniet, en ons is dankbaar dat die Here se krag en sy sterkte nog steeds met ons is. Ek praat so bietjie met U, en ek het dit laasweek begin, en ek gaan vanmôre by dit verstaan, oor die krag, ekskuus, dat ek dit herhaal, die Heilige Gees is die krag van God. Amen. En ek wil vir u sê, nou meer dan ooit van tevore, het die kerk en die kinders van die Here nodig, om weer die krag van God se Heilige Gees in hulle lewens toe te laat. Nou ek gaan vanmôre, ek het 'n paar punte, en ek gaan nie baie tyd met dit sal, ek gaan dit in opsommender wyse vanmôre met u praat. Ons het laaste week, het ons so 'n bietjie oor 'n paar goed gepraat, maar lees net weer saam met my, hierdie gedeelte in die woord van die Here. En net nadat die engel aan Maria gesê het, die Heilige Gees sal oor jou kom, het hy verder gesê, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En hierdie was die absolute feit. As jy gaan kyk toe Maria by Elisabeth kom, terwyl sy swanger was met Johannes, en toe Maria instap in die vertrek waar Maria is, sê die woord van die Here, het die kindjie in haar moeder skoot opgestaan, oorent gekom, noem het soos jy wil. Ek dink hy het vreeslik te kere gegaan. En dadelik het Elisabeth erken dat die krag van God het vanmôre by haar huis ingestap. En dit was as gevolg van die Heilige Gees wat Maria bevrug het. As gevolg van die feit dat die seun van God verwek is deur die Heilige Gees. As gevolg van die feit dat die Here geweet het dat sonder die Heilige Gees gaan selfs Jesus nie kan beweeg nie. Daarom was hy baie duidelik toe hy gesê het, ek stuur my trooster, die Heilige Gees. Ek sal julle nie wees agterlaat nie. En ek wil so ver gaan om te sê dat Jesus het in 'n vennootskap heeltemal verstaanbaar ook met die Heilige Gees beweeg op aarde. Het jy al die skrifgedeelte gelees waar hy 40 dae in die woestyn was en gevas en gebid het en hy was gesoek en al die dinge het met hom gebeur? Het jy gelees wat het met hom gebeur die dag daarna? Hy het onder die krag van God se Gees teruggestap na die mense toe. Teruggestap om sy bediening te begin. En ek wil vanmôre vir elke kind van die Here sê, jy kan nie suksesvol wees as jy nie onder die krag van God se Gees is nie. Ek wil herhaal wat ek op 'n vorige geleentheid gesê het, ek sal heel moontlik in my tyd saam met u nog baie keer herhaal, deur te sê, die dinamika van 'n mens en van 'n wedergebore kind van die Here lê nie in sy persoonlike vermoëns nie. Dit lê in die krag van God se Gees. Daar is nie 'n ander plek waar u en ek sukses kan behaal as sonder of as met saam met die leiding van God se Heilige Gees nie. Reg deur die woord van die Here lees ons van die krag van God se Gees. Van die boek van Genesis, en ons het laaste week het ons by dit stil gestaan. Die eerste 4 punte wat ons oor gepraat het, was die krag om te skep en orde te bring by die skepping van die hele aarde, was die Gees van die Here daar. Hy was ook daar gewees by die tabernakel, toe hulle goed moes bymekaar sit, toe die krag van God en die Gees van die Here oor een man vader geword en hy kon met vernuftigheid al die take verrig en al die dinge wou doen, soos wat God het wou gehad het. Die krag om te regeer en te oorwin. Ek het Samson gebruik as die voorbeeld daarso, toe hy gebind was met toue, en toe hy in die laar van die Filistyne instap, nadat sy eie mense hom uitgelewer het, toe staan hy onder die gesag en die krag van die Heilige Gees, en God lewer hom uit as 'n oorwinnaar, en nie as 'n verslaane en 'n verlate nie. Die daardie, die 4de een was, die krag om te verander.
Die Heilige Gees het die vermoë om elke mens wat in hierdie gebou vanmôre te sit, te verander in 'n oomblik. In 'n oogwink. Ek het iemand geken, of ek het met iemand gepraat wat vir my eendag getuig het, hoe dat hy geweldig gehakkel het. En as hy praat van jongs af het hy gehakkel. En van jongs af het al beloftes oor sy lewe uitgegaan, dat die Here gaan hom gebruik, en die Here gaan hom stuur, en die Here gaan vir hom sekere deure oopmaak. En hy het gestaan op hierdie beloftes, maar hy het altyd omgedraai gesê, Here, ek hakkel. Ek kan nie praat nie. En tot eendag in 'n bidjie terwyl hy bid, toe hakkel hy nog so bietjie en in 'n oomblik kom die krag van God se Gees oor hom. En van daardie oomblik af, as hy begin praat het oor die Here, of hy begin bid, of hy begin iets bedien oor die woord van die Here, het sy hakkel totaliteit verdwyn van hom af. Later van tyd, toe kon jy nie eers meer hoor dat hy ooit in sy lewe gehakkel nie. Want hoekom? Dis die krag van God se Gees wat die mens verander. Sê vir die een daar langs jou, die Gees van die Here kan jou en my albei verander. Die Gees van die Here kan ons in 'n nuwe rigting stuur. Hy kan ons 'n nuwe leiding gee. Nie 'n leiding nie, 'n leiding vir die rigting vorentoe. Hy gaan jou nie smarte gee nie. Hy gaan jou lei na oorwinnings. Hy gaan jou lei na krag en na sterkte. Ek wil vinnig by u stilstaan met die volgende paar punte vanmôre. Die 5de ene, die krag om jou vyande te keer. Ek gaan nie die hele gedeelte vir u lees nie, maar hierdie gaan oor 'n gedeelte waar God praat oor die vyande van sy volk, en hy sê net, en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy, en dit is, hy verklaar, is die Gees van God wat hy verklaar, sal kom soos 'n saamgeperste stroom. Het u al op plekke in u lewe gestaan wat jy voel, Here, my vyande is vir my net te veel. Die omstandighede wat ek in staan, liewe Here, is besig om my onder te kry. En ek wil vir u sê, hier uit die Ou Testament leer ons dat wanneer die stem van God begin praat, wanneer die Gees van die Here soos 'n saamgeperste stroom begin beweeg, dan blaas hy alles weg. Wie van u het by die huis het 'n blouer wat die blare wegblaas en al die goede dit? Nou vroeër jare het ons goed soos harke en besems gebruik. En jy moet hard werk, en ek kan onthou as 'n jong seun, as jy begin het om daai erf te harke, as jy hier by herfs kom, en dan die ouens het altyd hierdie grootste bome gehad, was jou hande vol blaase en vol eelte, en alles van al die harkwerk wat jy moes doen, en dan moes jy nog die kruiwaan nader bring, en al die goed oplaai en wegstoot, en toe raak die mens slim, toe ontwerp hy 'n blouer. En daai blouer, vandag is hulle nou al so slim, jy het nie eens meer nodig om 'n extension saam met jou vat, jy plak die batterytjie in, jy loop, en jy blaas al die blare, en al die goed mooi op 'n hoopie. Ek het nou die ander dag gesien, hulle het so 'n kleintjie gemaak, nou is net so groot. Maar hulle beweer dat daai ding kan, ek weet nie teen hoeveel gewig kan hy verplaas, net met die manier wat hy blaas nie. Dis 'n saamgeperste stroom. Hy vat die lig wat om hom is, en deur middel van waaiers en goed, begin hy te blaas, en hy maak dit vir jou maklik. Nou ek wil vanmôre vir elke kind van die Here sê, as jy die Heilige Gees in jou lewe toelaat, dan begin hy te blaas, soos 'n saamgeperste stroom, en hy blaas weg alles wat onrein is, hy blaas weg alles wat teen jou staan, hy blaas weg, en ek wil vir u sê, in 'n oomblik van tye, wanneer die mens sal staan en sal sê, Here, ek het u nou nodig, dan kom jy agter, in 'n oomblik was dit daar, en die volgende oomblik is dit net weggewas, en die vrede en die volheid van die Here. En ek wil vir u sê, dis dan maar lekker as jy met 'n blouer loop, en jy so blaas, en jy kom agter, soos jy blaas, stap jy op die skoon van die sement, en nie meer op die stokkies en die gassies, en die sand en al die goed nie, want hierdie blouer blaas alles weg. Net so verklaar die woord, God se woord, dat sy Gees is 'n saamgeperste stroom, en as jy dit toelaat in jou lewe, dan kom jy agter hoe blaas hy alles weg. Ek wil jy getuienis van myself vertel. Ek het gerook.
En ek het baie ander goed ook gedoen, maar dit het ek gou gelos. En ek kon nie ophou rook nie. Nie baie gerook nie. Maar ek kon nie ophou rook nie. En later van tyd voel ek so skuldig en ek sê vir die pastoor, ek kan nie meer sonnaarskool gee nie. Ek rook. Ek kan nie dit, ek kan nie daai nie, ek rook. Ek kan nie ontslae raak van die rook nie. En ek sal nooit vergeet hoe die wysheid van 'n godsman vir my sê, as jy nou klaarmaak, gee jy die duiwel volkome standplek in jou lewe. Volhard, moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Ek sê vir die dan begin ek dan sê ek hou naderhand op met koop. Ek koop ook nie meer nie. Dan gebeur iets, ek sal nooit vergeet, in hierdie Rode Poort, in hierdie kerk, toe was hy omgedraai, Skalkpot Gieterle was nog daai jare hier gewees. Toe sy omgedraai, toe kom ons op 'n saamtrek en ek is vol oorwinning. Ons het 'n saamtrek, ons gaan lekker kerk hou vanaand. En in die portaal van hierdie kerk, net toe ons lekker begin sing en die gees van die Here lekker begin werk, ek ken ons daai gevoel, jy's opgewonde, hier gaan vanaand iets gebeur. Toe word my oudste dogter of my jongste, ek kan nie onthou wat het vir nie, in die portaal siek en sy bring op, sy bemors daai hele portaal. En die kom my vrou, sy sê, nou sal jy moet kom help, en toe dit sê, toe al my salming, al my opgewondenheid, alles by die deur uit, gone with the wind, weg. En terwyl dit gebeur, is hier 'n vyand wat blaas, en dis 'n vyand wat blaas, en hy vertel vir my, ja man is die, en ja man is daar, en ek van die goed en ons maak skoon en ons klim in die kar, want die bed was gewees, sy het nie net op die vloer gedoen, sy het oor haar keer ook gedoen. Nou jy wil nie so sierkind in 'n kerk invat nie, skief met my permissie gesê. En ek weet my vrou ooit die dood, sy sal in die kar gaan sit, sy sal dit nie doen nie. En redelik ontstel, klim ek in die kar en ek ry huis toe, nou het ek vir so week nie gerook nie. Ek is nou in full victory. En binne in die kerk, beroof die duiwel my van my oorwinning. En ek ry van hier af, ons het in Den Haag op die Goudhaven op die Myn Village gebly. En toe so by die garage stop, is die eerste ding wat ek stop en ek koop van my 'n pakkie 20 Marlboro sigarette. Toe by die huis kom, ek het nooit in die huis gerook, jy sit ek daar buite. En ek steek hy sigaret so op en toe ons halfpad gerook het. Toe hoor ek hoe sê die Here vir my, sal jy waaragtig toelaat dat die ongesteldheid van jou kind vir jou seëninge laat verloor. Ek is kwaad vir die vrou, ek is kwaad vir die kind, ek kan nie met hulle beklei nie, want hulle is onskuldig eintlik. Ek is kwaad vir almal toe ons huis toe ry, en ek het nog altyd 'n redelike spoed teruggery huis toe ook. En ek sê daai aand terwyl ek so sit, sien ek haar kom ou verbygestap en ek stap na hom toe, ek sê vir hom, vra hom, rook jy? Sê ja, my was ek rook. Ek sê, daar's 4 pakkies sigarette. Daar staan en toe was so pakkies sigarette al, daai jare was dit al R20 gewees. Baie geld gewees. Meer as R200 vandag. En weet jy wat gebeur? Van daardie aand af toe sê ek, Here, ek gaan nie weer toelaat dat ek beroof gaan word van die goddelike seën van die Here nie. En ek wil u net iets vertel. Hoe meer ek begin opstaan het, hoe meer raak ek opgewonde. Hoe meer ek begin opstaan het teen die goed, hoe meer het ek agtergekom die gees van die Here begin werk. En weet jy, net soos wanneer jy 'n blaar hier voor jou werkplaas, ek kan nie onthou hoeveel blare ek al in my lewe weggeblaas het en weggeveen met 'n beseme goed nie, kan ek nie onthou wanneer het ek opgehou rook nie. Maar dit was nie lank daarna nie. Toe sê ek vir die, toe stap ek eendag by 'n kunsbank in en hy was so half in 'n hokkie en die ou wat voor my ingestaan het gerook en toe daar instap, toe stik ek van daai rook wat daar hang goed in dit. Wil ek vanmôre vir u sê, ek wil net vir jou sê, toe het God rook uit my lewe uitgeblaas deur die krag van sy Heilige Gees, en soos die Heilige Gees van die Here vanmôre, hy kan elke vyand in jou lewe, kan hy vir jou wegblaas. Die volgende punt wat ek gou by wil stilstaan, hy gee jou die krag om die onmoontlike te doen. Hy sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Wie is
is jy o groot berg? Hoeveel keer staan ons en die lewe deel ons en bedeel ons met berge en omstandighede wat enorm groot is, en dan voel ons, liewe Here, hierdie aarde sluk my nou in, hierdie aarde is besig om my te verwoes en my te vernietig, die omstandighede, Here, is besig om my te breek, dis berge van smarte. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy het die krag van God, jy het die Heilige Gees om die onmoontlike te doen, en hier kom die geheim nou vanmôre, hou op om jou moue op te rol, en te sê, ek gaan hierdie bil by die horings vat, en ek gaan hom grond toe vat. Ek sal nooit vergeet, jare terug, is ons by my swaar op die plaas, en ons is so 'n bietjie slim wyn in, en terwyl ons hierdie slim wyn in het, ons jaag ons 'n jong bulk af, en die ding is weer barstig, en toe hy so by my verbykom as 'n jong man, het ek dit geken, hardloop ek en ek gryp daai bil, daai jong billetjie hier op sy horings, en ek wil hom grond toe vat, en toe kom vat, en besef ek, nou het ek moeilikheid, want hierdie bil is groter as wat ek gedink het hy is, en ek probeer hierdie bil se neus in die grond te kry, en hy maak net so, en daar gaan ek, en weet jy wat, daarna toe besef ek, weet jy dat in menslike vermoë my swaar sê, en hy is sy woorde aan my, is jy nou stupid, hoe wil jy so iets doen? En al wat hy doen is, hy kry daar so ouerige swart man, wat beeste op die palm van sy hand ken. En die volgende oomblik het hy daai bil onder beheer. Ek het eers gesien wat het hy gedoen het. Weet jy, ek beleef en ek leer daaruit, dat die mens het nie die vermoë om alles te verander nie. Ons het nie die vermoë om omstandighede te hervorm nie. Weet jy dat die mens het nie die vermoë om 'n geskiedenis te herskryf nie, maar God het die vermoë om 'n nuwe rigting te gee, sodat daar eerbare en wonderbare geskiedenis is. Ek wil vir julle sê, as jy die datum noem 1994, dan rys die Suid-Afrikaners se hare oor rente, en onmiddellik, al wat hulle sien is die ANC en die regering van die ANC, maar tog sê die woord van die Here, dit baie duidelik, my boetie, my sussie, hy sê dit is die God van hemel en aarde wat konings aanstel en konings afstel. Ek is nie bekommerd oor wie die koning van die land is nie, want my Vader is die koning van die heelal. En ek hoop ek glo dit vanmôre nog. Ek glo en verstaan dit vanmôre nog. Maar hy is daardie een wat ook vanoggend vir ons hier deur sy woord sê, dit gaan nie deur krag wees nie, dit kan nie deur geweld wees nie, maar deur my gees. Hy sê eintlik hier vir my en vir jou, hou nou op om so te beklei, hou nou op om so te spartel, jy gaan nie wen nie. My gees gaan jou help om berge te verskuif. My gees gaan jou help om die onmoontlike dinge te doen. Die volgende een, waar ek gou by ons stil staan, hierdie kom nou 'n lekker enetjie. 'n Ware wedergebore kind van die Here is altyd reg om aan te meld vir diens. Amen. Amen. Ek gaan dit herhaal. 'n Ware wedergebore kind van die Here is altyd reg om aan te meld vir diens. Amen. Ja, jy kyk op jou horlosie en jy nog rukkie besig hou. Die woord van die Here sê, en Jesus self is aan die woord, hy sê, so is dit geskrywe, en so is die Christus ly, en op die derde dag het die dode opstaan, en bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder, en julle is die getuies van hierdie dinge. Hy sê, julle is dit, hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader, die Heilige Gees, op julle. Hy sê, ek roep jou vir diens, maar ek gee jou die krag van God. Geen kind van die Here, as God geroep is onbekwaam nie. En ek wil nou gou vanmôre vir jou sê, as jy dit wil doen, gee jouself 'n tydklap wat in jou kop en sê, ek is nie useless nie. Ek kan nie vir die Here werk nie. Ek weet nie wat om te doen nie,
of nee wat pastoor, daar's ander wat baie beter bekwam is as ek. Ek wil vir u sê iets wat ek geleer het is. Wanneer die Here jou roep, gee hy bekwaamheid. En sy bekwaamheid kom nie uit 'n mens nie. Sy bekwaamheid kom nie uit die grondwet van die kerk uit nie. Sy bekwaamheid kom nie uit teologie uit nie. Sy bekwaamheid kom deur die krag en deur die leiding van God se Heilige Gees. En daar is geen ander manier nie. Hy rus jou toe vir diens. Amen. Hy maak jou 'n werktuig. Daar's 'n liedjie wat sê, Lord, make me an instrument. Amen. Wonder, ken julle daai liedjie? Amen. Ken jy hom? Wanneer laas het jy hom vir jouself gesing? Gerard, ek dink ons moet nog vir die volgende paar weke elke week insit. Lord, make me an instrument. An instrument of worship. Amen. An instrument of praise. Die Here maak my net 'n instrument. En dis al wat die Here sê. Kind van die Here, stel jouself beskikbaar as 'n instrument. Die welbekende Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Pastoor, hoe werk dit vir die Here? Kom ek wil vir u iets vertel. Weet jy dat die getuienis hoe die Here jou siel gered het, bly waardevol tot die dag wat die Here jou kom haal het. En baie keer daarna ook, want iemand het dit gehoor en hulle sê, daar was hy Ethan en hy het my 'n verhaal vertel van hoe dat die Here sy siel gered het. Ethan is nou al jare terug oorlede. Jy gaan lank leef, moenie worry nie. Ethan is nou al lank terug oorlede, maar ek onthou Ethan se verhaal van hoe dat die Here sy siel gered het en dit het so met my gespreek. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is niks kragtiger op hierdie aarde as die getuienisse van 'n verlore sondaar, wat na 'n ander verlore sondaar stap en sê, Jesus het my siel gered nie. Daar is nie 'n groter getuienis wat jy op hierdie aarde kan gee nie. Ek wil vir u sê, ek praat nie van die 10 en die 20 minute getuienisse van hoe die Here my 'n R20 noot en 'n koeksuster en 'n bakbroodjie gegee het en 'n stukkie kaas nie. Nee, ek praat van die waaragtige getuienis van die redding van jou siel. Van die Here, ons moet nie vergeet nie, dit is nog die kragtigste getuienis, is wanneer die Here 'n siel red. Weet jy, ek wil vir jou sê, die Here is bly as hy sy hand na jou kan uitreik om vir jou voorsiening te gee. Hy's bly en hy doen dit met eerlikheid van hart. Maar weet jy, ek wil vir u iets sê, daar's een ding wat die hemele in opgewondenheid krom, en dit is wanneer 'n man sy getuienis van sy verlatenskap deel en hy is sondaar na die Here toe lei. Dis wat waar is. Die woord van die Here sê, in kort in my woorde, daar word fees gevier in die hemele as een sondaar tot bekering kom. So die belangrikheid is, ek en u, onder die leiding van die Heilige Gees, het 'n getuienis. Amen. Ek het dit gesê en ek het dit deur baie jare gesê. Die mens vandag dink dat om agter 'n preekstoel te staan, gee jou die mandaat. Ek wil vir u iets sê. God het my nie hierdie mandaat gegee nie. God het my 'n kerk gegee wat my hierdie mandaat gegee het. Weet jy wat 'n mandaat het ek? Om in te stap en vir Nathan te sê, Nathan, die Here kan jou vriende se siele red. Om te stap na Kevin toe as hy verlate en verlore is en om te sê, Kevin, the Lord can save. Die Here kan red. Dis die mandaat wat ek van God gekry het. Dis die mandaat wat u van God gekry het. En elkeen van ons wat is, man sê vir jou daar langs jou, jy het 'n mandaat. Jy het 'n mandaat. Jy het 'n mandaat. En daai mandaat is nie deur die kerk vir jou gegee nie. Daai mandaat het Jesus Christus vir jou gegee. Go tell it to the weary. Go tell it to the strong. Morning, noon and evening. Go tell it all the day long. Gaan vertel vir die mense wat Jesus gedoen het. Jy het nie die kerk nodig om jou getuienis te vertel nie. Weet jy wat het jy nodig? Jy het 'n inspirasie en jy het 'n vuur van die Heilige Gees nodig. Beide myself en my vrou is redelik moeg. Hierdie laaste week van plak, ek dink sy meer as ek, want sy het huis opgeplak.
En ek sê gister vir iemand, ek sê nee, ons is op die stadium so, as ek in die môre so stadig opstaan, dan voel ek sê, wil my net so skoppie van agteraf gee, vir my sê, kom van my spoed. En as ek sien, sy staan op, dan voel ek wil nie van agteraf al so boet gee, van sê, van my spoed. En dis nie omdat ons, dis net jou liggaam sê vir jou iewers dan, jy het jouself onder druk gesit. Amen. Maar ek wil vanmôre vir die as daar iets is, wat ek vanmôre begeer vir God se kerk, as daar iets is wat ek vanmôre begeer vir elke kind van die Here, is dat ons so lekker boet kry, van die Heilige Gees af. So lekker vurige skop, wat ons sal wakker maak, wat ons sal aanvuur, om te sê, weet jy wat, God se woord sê, ek het 'n getuienis om uit te dra, die volgende ding wat hy ons gee, en hierdie is die wonderbare ding, luister mooi, hy gee ons krag om te profeteer, en wonders te doen, dis nie die laaste punt nie, maar hierdie is 'n baie belangrike punt, hy sê die laaste dag spreek God, sal hy my Heilige Gees uitstort, op alle vlees, en julle seuns en julle dogters, kan ek gou hoor, wie seuns en dogters, hier steek gou julle hand op. Al die seuns en die dogters. Al die seuns en die dogters. Al die seuns en die dogters. Tersy as jy gender gechange het. Al die seuns en die dogters. Dis die almal wat hier sit. Dis die almal wat hier sit, maar hier praat hy met 'n jong geslag. Nou vra ek die jong geslag seuns en dogters, almal onder 35, steek gou julle hande op. Nee, mooi boog op, ek kan sien. Doe my gaan staan op. Okay. Hy sê, ek gaan my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Hy sê, hulle sal profeteer. Hoor jy wat sê, dis die pastoor wat so sê, nie oor. Die wat? Jy moet lekker smaak van my. Dis nie die Here, dis die pastoor wat so sê nie. Anton, dis die Here wat so sê. Dis die Here wat so sê. Hy sê, hulle sal profeteer. Julle kan sit. Hy sê, die jongelinge, as die stap gou op. Dis nou wat is die jong mense luister. Hy sê, die jongelinge sal gesigte sien. Nou kan julle sit. Ou mense, moenie worry nie, ek gaan julle nie opjaag. Sit maar rustig. Hy sê, julle ou mense sal drome droom. Daar is hoeveel mense wat sê, drome het nie waarde nie. Ek wil vir julle sê, dan was ons oud moderator om Wally, 'n valse profeet. Gaan jou iets vertel, hoekom ek dit sê. Want met my en my vrou jare terug, toe ons net in die bediening kom hy by ons gevat, en toe sê die Here sê, ek sal aan julle in drome en gesigte openbaar, wat in julle gemeentes en in julle families aangaan. En ek wil vir julle sê, vele male, in die 25 jaar wat my vrou, ek en my vrou in die voltydse bediening is, dan sal die Here of deur haar praat, of deur my praat. Ek gaan jou 'n verhaal vertel. Een nag droom ek van iemand wat 'n geweldige slag op sy heup kry. En die Here wys my hoe hy wegstap soos 'n Jakob van ouds, mank, met 'n letsel. Bel daar die persoon, ek gee vir hom die woord, en op daardie stadium het ek nie geweet wat is sy omstandighede in sy lewe nie. Toe word hy gediagnoseer met 'n baie gevreesde siekte. En hy dra die letsel van daai siekte. 'n Paar maande later kry my vrou 'n droom waar ek en sy op 'n berg staan en met 2 pare praat. Vir hierdie 2 pare, en ek is ernstig, sy sê vir my in hierdie droom, ek is intens en ernstig besig om hierdie 2 pare te vermaan oor God. Sy sê, sy weet nie waaroor nie. Sy sê, maar ons staan op 'n berg, op 'n krans, op 'n groot berg. En in die droom, toe sê ek vir hierdie mense, kom ek wys julle wat is die uiteinde van julle handel en julle wandel, en ek spring van die krans af. Ek kan onthou daardie nag, toe gee my vrou 'n gil, sy sê, o Here nee, in die middel van die nag skree sy net, o Here nee. Maar weet jy waaroor het gegaan? Dit het nie gegaan oor my dood nie. Dit het gegaan oor God het met 2 van mense gepraat. En beide het ons ingesig, het sy ingesig, sy het my die name genoem.
Dit was nie 'n week nie. Toe val die eerste een in die struik. En dit verwoes hulle hele lewe. Het was nie 3 weke later nie. Toe word die tweede een geopenbaar. En hulle verval in 'n struik. Ek wil jou vandag sê, ons ouer mense, moenie die droom wat God jou gee. Ek praat nie van daai droom as jy te veel vleis geëet het en jy kry nagmerries nie hoor. Ek praat van ware, daar's ware geestelike drome wat betekenis het, wat jou kan vrymaak van enorme ellende, enorme smarte. Hy sê julle jong mense sal profeteer, julle jongelinge gesigte sien, julle ou mense sal droom. Hy sê ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Die gees van die Here is my magte en ek wil dit vandag van elkeen sê. Hy sê my diensknegte en my diensmaagde. Hy wil eintlik hier kom en hy sluit almal in 'n oomblik. Hy sê hulle sal profeteer en ek sal hulle wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde. Die belangrikheid vandag is kind van die Here, omdat jy moet weet dat as jy onder die leiding en die salwing van God se gees gaan beweeg, gaan jy iewers op 'n plek kom waar die Here jou gaan gebruik en jy gaan 'n woord vir iemand moet gee en jy gaan moet vir iemand vertel, jy gaan 'n droom kry, jy gaan 'n gesig sien, maak nie saak hoe dit gaan kom nie, moet dit nie stil nie, onthou een oomblik, die stem van God is soos 'n saamgeperste stroom. As jy gaan praat, gaan God verandering bring. Mense kan nie verander as die gees van die Here in jou lewe 'n beperking is en jy die boodskap het en dit nie oordra nie. Jy moet begin om dit oor te dra. Jy moet begin om dit uit te dra. Dis groot belang. Ek is amper klaar en ek beloof u, ek is nou klaar. Die volgende een, en 'n baie belangrike een. Die Heilige Gees gee jou 'n krag tot vrymoedigheid. Amen. Jy het agtergekom as iemand onder die salwing van die Gees kom, hoe dapper is hy. Ja. Die Engelsman praat van boldness. My vraag is maar net vandag, waar is die dapperheid van die bloedgewaste kinders van die Here? Waar is die dapperheid waar mannes vir 'n koning sal sê, u moet besluit, aan wie moet ons meer gehoorsaam wees? Aan God of aan u? Waar is die dapperheid waar ons nog vir iemand opstaan en sê, ek is baie jammer, maar ek is 'n kind van 'n lewende God en ek gaan nie hier staan waar jy God se naam besoedel en belaster nie. Waar is die dapperheid wat ons nog in ons lewens het en die vrymoedigheid wat ons het om op te staan vir die Here se naam en vir die Here se saak? Ons lag maar stil in die mou en ons loop weg en ons sê, Here, ons pleit ons onder die bloed van wat hierdie man nou gesê het. Ek wil vir u vandag sê, as hulle veel grappies kan vertel, dan kan ek my God verkondig. Hoor mooi wat ek vir u sê. Ek gaan dit vir u sê. Laat hulle toe om naby jou te kom, maar laat hulle verstaan, wie is jy, sal nooit vergeet. My swaar was 'n rommelman, een van my swaars. Hy kon baie snaakse tale praat. Maar ek sal nooit vergeet, toe ons eendag by 'n familie saamtrek kom, en hulle aanhou dwing en druk, dat ek en my vrou ietsie saam met hulle moet drink. Drink net 'n champagneetjie saam. En later van tyd te voel ons, we don't belong here. Ons wil nie wees nie. En hierdie swaar van my, 'n onverloste man wat op daardie stadium nie naby aan die Here was nie, staan op in hulle midde. En hy sê die woorde. Hy sê, dis 'n skande dat julle 2 mense wil vat, wat hulle hart en hulle lewe aan die Here gegee het, en julle wil hulle besoedel. Hy sê, ons het nie die reg as 'n familie, om dit aan hulle te doen nie. Paar maande later, vandag ons weer by 'n familie saamtrek op. Ons bly in Louis-Trichardt. Die saamtrek is hier naby die rand. Toe ons daar instap, toe sit weer die een party, die ander party, en van hulle het vergeet wat die vorige keer gebeur het. Daardie aand 10:00, toe sê ek vir my vrou, ek kan nie langer hier bly nie. Ek sê, kan ons nie huis toe gaan? Sy sê, kan ons nie huis toe gaan.
10 uur in die aand, toe klim ons in en ons ry terug aan die pad en ons toe gaan. Toe 2 uur die volgende môre, toe stop ek by my huis. Daardie môre toe stap ons in die kerk en toe ons saam met ons mense kerk en alles. En ek wil vir u iets sê, vandaar vir die familie geweet, as 'n standpunt, toe ons vra hoekom, toe sê ons wat ons kan nie, met hierdie goed meer ander gaan. Toe sê maar bly net die hele kan môreoggend ry. Ons sê, ek stel glad nie belang, ek sê, want solank ek wat ek hier staan, solank word my siel besoedel. Ek sê, ek kan nie toelaat om die God wat ek dien langer in hierdie goed het nie, want is die vuilste woorde, is die vuilste musiek, is die vuilste grappe. En daardie aand toe neem ons standpunt in, en tot en met vandag toe, en ek en my vrou met daardie standpunt stilgemaak. Weet jy hoekom? Want God het ons daardie vrymoedigheid gegee. Waar is jou vrymoedigheid? Onder die salwing van die Gees, om nee te sê vir dit wat verkeerd is. My laaste punt. En hierdie die mees belangrikste. Paulus skryf aan die Korintiërs, aan die Romeine, hy sê, ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, en die dinge aangaande God, want ek sal nie waag om iets van dinge van Christus, as ek iets te sê, van dinge wat Christus deur my gewerk het nie, om tot die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en met daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, Gees van die Here, gee ons die vermoë om te evangeliseer. Ekskuus ek noem dit, maar ook Dani was vir jare ons evangelisasie direkteur, en ek onthou, destyds toe net in die bediening gekom het en hy my streeksvoorsitter was, sal ek vergeet ons in Newcastle eendag sit, en Dani getuig vir ons oor hoe hulle in Durban geëvangeliseer het. As ek reg is, daar het gesê, ek het in die hospitale gestap. Nie privaat hospitale nie, staatshospitale. Hy het by die howe ingestap, waar mense sit en afwagtend is vir verhoor. Het hy ingestap en hy die evangelie uitgedra. Wat het hom gedryf? Ek sal nooit vergeet, ek sal die woorde tot vandag toe onthou. Ek sal onthou dat daardie was vir my, daardie môre toe en daar getuig van dit, toe word dit net al hoe kragtiger en daardie groep mense wat daar gesit het, daar was 'n salwing, daar was 'n atmosfeer, want weet jy hoekom? Evangelisasie is deel van die kernpunte van God se Heilige Gees. Hy maak jou lippe los, hy maak jou sterk. En weet jy, ek wil dit met baie groot respek vandag vir u sê. Hou jou kamera by die huis as jy gaan evangeliseer, hoor. Hou jou kamera by die huis as jy welsyn vir ander mense gaan doen. Moenie die jou kamera uithaal vir almal wys hoe jy kospakkies uitdien, want jy spog met God se werk in jou lewe. Die woord sê hier, ek sal nie waag om iets te sê van die dinge wat Christus deur my gewerk het nie. Ek praat nie oor wat God in my doen nie, of deur my doen nie. Ek sal dit nie vergeet hoeveel keer ons gehoor van mense wat sê, broer, die Here het my gehelp daai môre en ek het daai mense reg gekry. Ek sal nooit vergeet hoe 'n man vir my eendag sê my, ek werk so, as mense by my inkom, hy sê die eerste ding wat ek doen is ek kyk hoe vinnig kan die Here hulle lewens vir hulle openbaar. Hy sê dan openbaar ek hulle hele lewe vir hulle. My antwoord was dan op hierdie woorde, dis kom jou gemeente lyk soos hy lyk. Want jy spog met God se goed. Die gereedskapstukke wat die Here ons gee, dit wat ons deur die Here bereik, is nie tot my roem nie. Is nie tot my roem nie. Wat die Here deur sy genade, deur Gert Komman, of deur enigiemand in hierdie gebou gebruik het, is nie tot my roem nie. As die Gees van die Here vanmôre werk, moenie uitstap en sê, daai pastoor van ons was vanmôre weer wit arm gewees nie, hoor. Want hy was nie. Hy is net moeg. Dis die Gees van die Here wat die werk doen. Amen. Ons moet leer om reg te praat. Ons moet leer om te onthou dat dit word al die goed bring mense tot gehoorsaamheid, nie deur my eie toedoen nie, maar deur die Gees van die Here. Die grootste oortuiger van sonde, geregtigheid en oordeel is die Gees van die Here. Ek het jare terug praat 'n man met my eendag en hy sê vir my hierdie woorde. Ons sit en ek sal nooit vergeet ou Gerard Ferreira, toe was hy nog saam met ons in die streek en hy staan op. Hy sê broers, die Here het party manne net die vermoë gegee om gemeentes te bou. Hy sê, as ek kyk wat broer Gert hier gedoen het in Middelburg en hoe die gemeente staan vandag, hy sê, die Here het hom genade gegee om dit te doen. En dan staan 'n formidabele groot broer op en hy sê, oom, hy sê die verskil is, oom. Hy sê, hulle preek nie sonde nie. En ons preek nog sonde. Hy sê, oom, ons roei die sonde met ag en mening uit. Ek is 'n redelike junior pastoor op daai stadium.
Ek bly doodstil, ek gaan terugsit en sê ek, haai my broer, ek is so jammer om te hoor, jy doen God se werk. Ek sê, ek wil jou vandag iets leer. Ek sê, dis die gees van die Here wat oortuig. Weet jy dat geen sondaar kom tot bekering as die gees van die Here nie betrokke is nie, kom tot oortuiging nie. Laat ons hierdie punte vat. U is welkom, ek gaan nie die notas vir u beskikbaar stuur, stuur my net 'n WhatsApp. Ek gaan dit vir u gee. Hier is kernpunte om vir u te sê, tot wat is u en ek as kind van die Here in staat, onder die krag en onder die leiding van God se Heilige Gees. Kan ons daai liedjie sing, Lord, make us an instrument. Amen. Maak ons net wakker. Maak ons net lus. Here, maak ons net opreg en kragtig vir die woord en vir die stem van die Here. Maak ons net mense wat wil deurbreek en wat wil geniet